Die Christelike oorwinning. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom. En julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Saam met die verkondiging van verdrukking word die versterking van gelowiges aangebied. Terwyl Christus baie eerlik is oor die verdrukking wat gaan kom, is hy ook eerlik oor die versorging wat kom, en daarom kan hy sê, moenie bang wees nie. En die oomblik wanneer hy dit sê, dan dink ons aan die aankondiging van die engel van Christus aan Maria. Hy sê vir haar, moenie bang wees nie. Hy sê aan die herders, moenie bang wees nie. Hy sê vir gelowiges, moenie bang wees vir wat in hierdie lewe met jou gebeur nie, want saam met die lyding, saam met die swaar kry, kom daar die versorging van Christus se teenwoordigheid self. Dis 'n werklikheid in gelowiges se lewe dat ons teestanders het. En gelowiges het 3 teestanders wat oorwin moet word. Aan die een kant moet ons onsself oorwin, ons eie sonde, ons eie drifte, ons eie hardnekkigheid. Aan die ander kant is daar die wêreld wat ons moet oorwin, die wêreld waar ons leef wat ander waardes het, die wêreld waarin ons leef wat ons verdruk en verstoot en veroorsaak dat ons in die tronk gegooi word, maar dan word die gordyn bietjie weggetrek na die geestelike oorlogvoering wat daar ook by gelowiges teenwoordig is, dat ons 'n teestander in die duiwel het, dat die duiwel nie tevrede is met die lewensgeluk van gelowiges nie, dat die duiwel nie tevrede is nie, en deur lyding probeer dat gelowiges hulle geloof sal versaak, en so van Christus vervreemd word. Christus sê, vir 10 dae lank sal gelowiges baie swaar kry. 7 is die volle getal, selfs verder as dit, selfs meer as dit. Ons weet dat hierdie tyd het 'n einde, want dit is net 10 dae en nie 11 nie. Maar ons weet dat hierdie 10 dae duur langer as wat gelowiges dink hulle kan verduur. Maar dan, sê Christus, bly getrou selfs tot die dood toe, want 'n mens kan meer as jou lewe verloor. 'n Mens kan meer as jou mense verloor. 'n Mens kan die ewige lewe verloor. Daar is 'n belofte van 'n kroon. Smyrna was een van die plekke waar die eerste Olimpiese spele gehou is. En daar het die atlete 'n kroon gekry as teken van hulle oorwinning. En wat Christus vir ons beloof is, dat die ewige lewe wat hy gee, die geloof wat hy gee, die innerlike sterkte wat hy gee, is iets wat die wêreld met geen verdrukking van jou en vir my kan vervreem nie. Bly getrou in lyding. Amen.